Halleluja. So ons gaan met Halleluja vanoggend uit. Miskien kan ek vra dat ons vir hierdie lied staan. Moet nou nie julle wyn en brood omskop nie, maar kom staan en dan sing ons lekker saam net hierdie lied en dan kan julle sit. Ons loof die Here verder met loof hom met die tromme, loof hom met die harp en loof hom met die klinkende simbale. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat ons in loof die Here. Alles wat ons in loof die Here.
gaan eers hier onder staan. Baie welkom. Ek wil sommer hê dat jy net so om jou draai. Kyk daarom net saam met jou aan die tafel vir die oggend gaan sit, vir die nagmaaltafel. As jy die mense nie ken nie, stel jy maar net voor. En jy kan enige iets sê, hulle hoef jou nie te glo nie, maar draai gou om. Vriende, ons het die voorreg vanoggend om 2 van die sakramente te gebruik. Is nou 'n verskriklike woord. Sakrament is maar net 'n teken wat die Here vir ons gee. Die Here het besluit, ons sukkel maar om te glo. En toe wil hy vir ons iets sigbaars gee, vir die doop en die nagmaal as tekens, om ons geloof te versterk. Omdat ons weet, ons sê baie in die wêreld waarbinne ons leef, sien is glo. Maar as ons dit evangelies kyk, dan sê ons glo is sien. So wat ons glo, dan sien ons. Ons wil baie keer sien, en dan glo ons eers. Maar vanoggend gaan ons tasbaar ek gaan die water voel op my hande, en albei die 2 babietjies gaan dit vanoggend voel, en dan gaan ons vanoggend ook proe aan die wyn, ons proe aan die druiwesap, die broodjie wat ons eet. Alles tekens wat ons help om ons oë op Jesus te hou. Ons kan so maklik ons oë wegdraai, op ander goed fokus, en dan kom ons agter, maar die Here bring ons maar net weer terug, om ons oë op hom te vestig. Daarom wil ek vir die ouers, die doopouers, vir julle 2, wil ek JW en vir Katarina, vir julle baie welkom sê, en vir Christo, vir Marley, Kutsie, en dan ook die hele familie, hulle het om 'n rente crowd vanoggend hierso. Lekker baie mense vanoggend, dis vir ons baie lekker dat julle ook vanoggend hier is. Hulle is klomp ou volmoeders, waar ek vandaan kom. Tannie Elna wat daar sit, dit is my ma, hulle ken haar baie goed. Ons het voor hulle groot geword. So moenie met haar na die tyd praat nie. Sy het allerlei stories wat mense nie hier moet herhaal nie. So baie welkom ook vanoggend hierso. En is vir ons baie lekker dat ouma Grootjie ook hierso is. En ook al die ander oumas en al die ander oupas wat hierso is. Hulle sit ook hierso so op 'n streep. Baie welkom vanoggend. Mag dit 'n baie spesiale oggend wees. En mag julle vanoggend ook hier uitstap en weet dat die tekens julle versterk het. Wat ons so nodig het. Ons het so nodig in hierdie mekaar wêreld van ons daar buite, om elke keer net bewus te word van God se teenwoordigheid. En dat hy elke oomblik saam met ons stap. Daarom wil ek hê dat jy so vir 'n oomblik net stil word. En in jou stil word, sommer net dink aan die wonderlike tekens wat die Here vanoggend vir ons gee. En dat ons getuies daarvan is vanoggend met die 2 ouer pare, dat hulle kinders gedoop word, en as groter familie vanoggend ook dit aanvaar. Hulle ook deel is van hierdie familie. En dat ons hulle mooi na hulle sal kyk, en hulle ook sal versorg. So 'n paar oomblikke van stil gebed. Amen. Vriende, genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die wonderlike en die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here met 'n volgende lied, voordat ons dan die afkondigings en die kollekte gaan opneem, en dan die doop gaan bedien. So kom ons staan vir hierdie lied, al die lof, aanbidding en ere. Ons is 'n oomblik, U is vir ewig, God van die eeue, God voor die tyd. So kom ons staan, dan sing ons dit hartlik saam. Glory
Ek gaan vra dat ons gou die nagmaal, die kollekte opneem voordat ons later die nagmaal gaan gebruik. So die wat verantwoordelik is vir die dankoffers, neem dit op en dan gaan ek sommer vir Drian, ek het jou iewers gesien, weet jy, waar jy wegkruip, hier sê voor, sê ek het iewers gesien, dan sommer na die kollekte, sommer net vir ons die afkondigings op ja, sommer. Okay. Dat ek nou net hier so staan, ek sien my draad is bietjie kort vanmôre. Dames en here, julle sou dalk gehoor het van ons jeugdiere uitreik. Ons gaan Sandy's Eden toe, 21 Maart. Waar is dit? Dit is daar in Durbanstraat. Ek weet ook nie eintlik hoe om dit te verduidelik nie, want ek is nog baie varsie op Woester se paaie. Maar gaan kyk op Google Maps, dis nie baie ver van hier af nie, miskien so 2-3 kilos as dit soveel is. Wat het ons nodig van julle af? As julle kan, donasies. Sandy's Eden sorg vir die diertjies, die honde, katte. Hulle het nou die dag toe ek daar was, perde en skape ook gehad. So hulle het natuurlik hondekos nodig, katkos, maar ook goeder so speelgoed, komberse. Winter is op pad, honde en katte kry ook koud. Hulle vat ook koerante. Hulle leer partykeer vir die honde om op die koerante te piepie en nie net waar hulle wil nie. So miskien as jou hond aanneem is hy gehouse-train ook as jy gelukkig is. Speelgoed sodat die hondjies en katjies hulle self kan besig hou, katsand, diere shampoo en vele meer. Jy kan die kerkkantoor kontak vir die volle lys. As jy nie kan skenk of 'n donasie kan maak nie, dan wil ek jou graag uitnooi om ook saam te kom. Dit is ons jeuguitreik, so dis geteken, al ons kinders, julle is welkom, hoërskoolkinders, miskien kan jy vir jou 'n nuwe kat of hond kry, maar ons gaan die 21ste Maart Sandy's Eden toe, oop uitnodiging, julle is welkom, ons gaan 'n toer van die terrein doen en hulle gaan vir ons dalk so 'n bietjie hondebolle gee om op te tel. Ouers, dis 'n goeie manier om jou kinders verantwoordelikheid te leer, stuur hulle saam. Dan ons tienerdiens, volgende Sondag. Dit is nou van graad 7 tot matriek, maar weer eens, ouers, julle is ook genooi. Dit is nie net ons tieners nie, dit gaan so bietjie anderster lyk. Ons gaan die spasie onder in die saal vir die tieners hou. Ouers, julle is almal op die galery welkom. Julle gaan volgende week sien. Dit gaan baie interessant wees en die tema is, wie is Jesus nou eintlik? Kom maar vir ons die volgende enetjie. Dan, #Imagine. Weer eens, ons tieners, 13 tot 18 jaar, ons gaan Bredasdorp toe. Wie van julle weet waar is Bredasdorp? Okay, bitter min, die tieners so hier en daar. So as jy in die koshuis is en jy kom van Bredasdorp af, is dit 'n wonderlike geleentheid om huis toe te gaan. Ons sal jou na die tyd dalk kan aflaai. Ons gaan bietjie gaan kamp. Wat is hierdie kamp? Dit is 'n geleentheid vir jong gelowiges om bymekaar te kom en hulle liefde vir die Here te deel. Blykbaar is daar 'n see in Bredasdorp. Ek was nou nog nie daar nie. Nee, dankie dat julle my help. Ek loop en sê vir die mense dis 'n seekamp. Wat weet ek? Ek weet dit is in die Wes-Kaap, ek weet dit kos R780 per persoon vervoer uitgesluit. As jy belangstel, praat met jou mentor na die tyd in die groepies of jy kan my hier voor op die gras kry na die diens. Dankie. Daar kom my nou, kom my amper gaan julle my hoor. Sê nou, daar kom ek nou. Ek wil net vir die ouers sê, ons gaan vir julle vrywaringsvorms gee vir julle kinders om nie van die honde en die katte te vat nie. So ons kan vir julle dit ingee voor die tyd, wat ek weet, daar gaan met 'n paar heilige siggies daar terugkom, maar dit is 'n wonderlike geleentheid. En dankie Drian ook vir julle inisiatief van die jeugbediening af, dat ons ook dit kan doen. Vriende, ons het, soos ek gesê het in die begin, het ons die voorreg om die doop te bedien vanoggend. En ons is bevoorreg dat ons baie gereeld die doop ook kan sien en ervaar. Ek weet by baie ander gemeentes is dit eintlik 'n geskenk, 'n groot geskenk as daar een of ander tyd 'n doop opdaag. Maar ons is bevoorreg hier by ons in die gemeente. Ons gemeente raak meer. Ook hier so by ons, so dit is vir ons lekker om ook vanoggend dit te doen. Ek gaan vanoggend die doopformulier lees en dan gaan ek vir die ouer pare vra om vorentoe te kom. Dan gaan ek vir julle die vrae vra en terwyl julle vorentoe kom, gaan ons julle twee kinders gaan ons net laat begelei. Hulle kan nog nie loop nie
En dan gaan ons vir julle vra die vrae in hulle teenwoordigheid en ook in almal se teenwoordigheid vanoggend wat julle ook beloof. God het in die Ou Testament het hy al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons het in die eerste kwartaal het ons so rukkie terug al die stories van Abraham gehoor en ons het eintlik gesien in hoofstuk 12 hoe die Here eintlik hierdie verbond met Abraham sluit. En ons het so lekker saam met Abraham geloop tot in hoofstuk 22 waar hy dan nou vir Isak dan nou moet offer en alles wat saam met dit gaan. En vanoggend sien ons weer die verbond wat weer opduik en weer vir ons iets wil sê. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. En dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie. Want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Maar Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf, waarvan die tekens vanoggend mooi duidelik vir ons is. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit. Ja, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Is dit God se genade wat hulle insluit en hulle deel maak van dit wat vanoggend hier gebeur en al die wonderlike seëninge word oor hulle uitgespreek. En soos wat ons nou met ons kinders gesprek het, soos hulle groter word, so vertel ons vir hulle van hierdie wonderlike geskenk wat hulle vanoggend ontvang het. Dis amper asof ouers saam met hulle kinders hierdie pakkie oopmaak en opgewonde raak oor alles wat binne in hierdie geskenkpakkie is wat God eintlik vir hulle gee. En wanneer hulle dit oopmaak, verduidelik hulle vir hulle waaroor die doop gaan. Verduidelik hulle eintlik wie God is en wat God alles ook vir ons en in ons lewens doen. Maar die doop kan ook baie keer verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons terwille van ons mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word. So dit beteken nie as jy gedoop word, jy gaan nou nie 'n rugbybesering optel nie, of jy gaan nou nie iewers dalk siek raak nie. Jy word nie gevrywaar daarvan nie. Dis nie waarvoor die doop daar is nie. Dit is ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Hulle het al met hulle geboorte, het hulle al 'n naam gekry. En daar was dalk, as jy nie geloer het nie, was daar 2 name, om te weet of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is. So die name is eintlik al lank al besluit. Ons gaan net vanoggend die name sê, sodat julle kan sien wie ons vanoggend doop. Ons gaan hulle bekendstel vanoggend aan ons gemeente. Dit gaan by die doop, vriende, gaan dit oor God, wat hom met sy liefde aan mense verbind. So wanneer ons die doop sien, dan dink ons aan God, wat in sy groot liefde hom aan ons verbind, en vir ons kom sê dat hy vir ons baie lief is. Goed, ek gaan vra vir die ouer paar om vorentoe te kom. Ek gaan julle met sommer hierso staan, is dalk beter met al die drade en al die toue. Ek vra dat terwyl julle hierso kom staan, gaan ek vra dat ons hierdie lied sing, die eerste vers van hierdie lied, en dan gaan ons vra dat die gaste ingebring word vanoggend, die 2, en dat ons ook vir hulle kan sien. So kom ons sing, terwyl hulle ingebring word. Jesus neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder dat hulle vry na hom toe gaan. Jesus neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder.
Hallo, ek is een seentjie dat doktertjies en 2 doktertjies was het gekom dat daar nou by die molle draai gemaak het. Dis daar gekom dat die volgende so stout en gekom het. Maar dit is ons lekker om vir hulle 2 ook hier so by ons te hê. Ons het vir Ella Leisenby, Ella is Katarina hulle se dogtertjie en dan het ons ek gaan nou baie lank skryf by op sy eksamenvraestelle Jan Daniel Loubser Coetzee. Jan Daniel Loubser Coetzee het ons ook vanoggend hier so by ons. En ek gaan vir julle ouer pare die vrae vra en vir julle vra net om dit te antwoord as ek dit klaar gemaak het. Bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop word, aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van verlossing en beloof julle om hierdie kindertjies van julle in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Jy weet Katarina wat julle antwoord, Christo julle antwoord. Omdat dit nou Katarina hulle sy eerste enetjie is wat ons doop, gaan ons eerste met julle begin. Ek weet nou, dis 'n aanmoediging dalk vir nog, maar ons sal dit nou nie so sê nie. Julle kan net so staan. Christus staan julle net so, kan julle die kant staan, dat almal wat nou net sien, ek weet almal is nou baie nuuskierig om hierdie lyfies te sien. Ella Leisenby, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Jan Daniel. Kyk, soos water hier binne hoor. Jan Daniel Loubser Coetzee. Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. En nou ons het vir die mense wat dalk nuut is hierso en vir julle wat dalk besoek aflê, ons gee elke keer met die doop gee ons hierdie kruisie. Dit is hulle doopverjaarsdag, ons sê dit ook die hele tyd. Hulle het verjaar 2 keer, so hoef nou nie 2 keer geskenke te kry nie. Maar hierdie verjaarsdag is die 8de Maart 2026. So julle sal onthou op hierdie datum is hulle gedoop. Dit is die plaatjie is hier op. Die kersie is net om te sê dat ons lig moet brand in hierdie wêreld en Jesus is die lig. Die kruis wat ons het is om te sê ons moet ons oop Christus hou, ook wanneer ons ook hulle leer en ook laat leer in die gemeente dat hulle ook iets daarvan sal ervaar. So baie geluk vir julle. Ek gee vir julle dit. Baie geluk by ons nou na, ek weet jy vir jou nou wil vat nie. En baie geluk ook vir julle. En ek wil net sê dit is dit gebeur partykeer so vinnig. Ek wil ons so uitsien na die geleentheid en dan ewe skielik is dit sommer verby. Kom ons drink so 'n bietjie net hierdie oomblik in. Dat ons kan sien hoe wonderlik dit is, ons as groter familie, om iets van God se genade te sien. En daarom wil ek hê dat jy so vir 'n oomblik net stil word en dink wat het nou gebeur. Dat God wat groot is, waarvan ons gesing het vanoggend, dat hy bereid is om af te buk, hy wat die hemel en die aarde gemaak het, en ook ons kinders gemaak het, en die wonderwerkies wat ons vanoggend hierso sien, dat hy vir hulle die beste wil gee, dat hy vir hulle sy goedheid oor hulle wil laat oorspoel, en dat ons iets daarvan kan sien vanoggend. So ek wil hê dat jy net so vir 'n oomblik stil sit, jou oë toemaak, dan gaan ek 'n gebed doen, en dan gaan ons weer vir hulle vra, en nou kyk of hulle weer so onwillig is om uit te gaan, soos wat hulle ingegaan het. So kom ons maak ons oë toe, en ons ontvang dit wat ons vanoggend hierso gesien het. Here, ons ontvang die genade vanoggend in hierdie teken. Ons weet dit is 'n teken, daar's nie iets magies in die teken nie.
Maar ons weet, dit is 'n manier hoe U die gewone goed van die lewe omskep in iets wonderliks. Ons leef in 'n wêreld, Here, waar ons net hartseer sien en baie maal ook gebombardeer word met geweld en oorlog en al die goed wat ons sien, hongersnood, die goed wat ons in die Koran te lees, dat ons baie keer wegkyk van die fokus, en die fokus is U wat eintlik steeds in beheer is. En dankie dat U vir ons telkens laat stilstaan by 'n geleentheid soos vanoggend, waar U ons help om raak te sien wat U besig is om te doen. Dat U nog steeds gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde bly. Dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob, is die God wat ook vanoggend homself weer eens aan ons verbind, aan ons en ons kinders, ons as gemeente. En mag ons hierdie genade wat ons ontvang, Here, mag ons dit gaan uitleef, omdat dit nie net vir ons is nie, maar vir 'n wêreld wat so stikkend is. En daarom bid ek vir hierdie ouer pare, Here, wat hierdie kinders van hulle moet grootmaak in hierdie wêreld. Mag U die een wees wat vir hulle help. Mag U die riglyn wees, U woord, en ook mense wat oor hulle pad kom, en hulle self wat hulle doop leef, ook in die huis, sodat hulle kinders dit kan sien. Dankie, Here, dat ons bevoorreg is, en dankie dat ons vanoggend hierdie seëning kon ontvang, weer eens, en ons aan ons eie doop dink, al toe ons ook so klein was, dit nie verstaan het nie, dit nie 'n streep trek deur U genade nie. Mag hierdie genade ons dra, ook vir die week wat voorlê, mag dit ons help om ook die moeilike dinge te hanteer, en te weet, U is by ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed julle, ons gaan weer 'n lied sing, en daarmee kan julle gaan sit. So ons sing dieselfde lied, lied 293 vers 2 en vers 3. Wil jy vir bietjie saam? As daar kinders is by die kleuterkerk toe wil gaan, as julle welkom om soontoe te gaan. En die ander gaan ons vanoggend gaan julle deel wees van hierdie tafel en ook deel wees van die nagmaal ook vanoggend. So ek wil ook sommer nou sê ons nooi almal uit. Ons het die gebruik dat ook ons kinders nagmaal gebruik. Ons het 'n hele klomp jare terug besluit dat ons dit graag wil doen as deel ook van hulle opvoeding. Kinders leer soos wat hulle ouer word, leer hulle 'n klomp goed en ek dink die nagmaal is net so wonderlik om dit ook vir hulle te verduidelik dat as wanneer hulle die tekens gebruik dat hulle ook saam met ons aan die tafel sit. Hulle eet maar saam met ons ook by die huis. Hulle eet nie by hulle maatjies of ander plekke nie. So dit is goed dat ons dit ook vanoggend ook saam doen. Vriende, ek wil die gedeelte lees wat ons vanoggend gaan doen. Ons is besig met 'n klomp stories waar ons eintlik in die lydenstyd is, waar ons eintlik nadink oor Jesus en die pad wat hy gestap het na die kruis toe, en dat ons elke keer met 'n ander verhaal net 'n fokus skuif het, en vanoggend se fokus gaan oor verloon en vergifnis. En dit is woorde wat seer maak, die woord verloon is maar
sit in hierdie week nogal die dowe familiekerk het moet dit verduidelik aan die dowes en hulle praat van die woord ontken. Verloon beteken om te ontken, om nie te ken nie of te ontken dat jy ken. Jy sê jy ken nie, jy ontken. So iets daarvan gaan ons vanoggend sien wat ook in Petrus se lewe ook gebeur. Maar voordat ons gaan lees, bid ons saam en dan gaan ons die gedeelte lees en hoor wat die Here vanoggend vir ons wil sê. Here, baie dankie vir alles wat ons vanoggend al ervaar het. Ons kan eintlik gevoed huis toe gaan en nadat ons klaar die doop gesien het, ons het al klomp dinge raak gesien, ons het gesing. Ja, Here, ons kon klomp dinge hoor waar ons kan betrokke raak en waar U ons kan gebruik. En ja, Here, nou gaan ons die woord lees en ons vra dat U ook hierdie Bybelgedeelte ook in elkeen van ons se lewens sal gebruik. Dat ons ook iets sal hoor wat U vir ons wil sê, Here. Maar meer is dit dat ons ook in hierdie week nie net daaroor sal nadink nie, maar ook gehoorsaam sal wees wanneer U ons roep, wanneer U ons stuur, om ook vir U iets te gaan doen. Dankie vir alles wat ons het, al die voorregte en die wonderlike genade. Amen. Goed, ons lees uit Matteus 26, vers 31 tot 35 en 69 tot 75. Julle kan dit maar op die bord sit. Toe sê Jesus vir hulle, julle almal sal my vandag nog in die steek laat. Praat nou met sy disippels. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Daarop het Petrus vir hom gesê, al sal hulle u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, vandag nog voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. Al die ander disippels het dit ook gesê. Petrus het buite in die binnehof gesit, toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê, jy was ook saam met Jesus die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Hy gaan toe na die uitgang van die binnehof. Daar sien 'n ander diensmeisie hom en sê vir die wat daar staan, hierdie man was saam met Jesus van Nasaret. Weer het Petrus dit ontken en met 'n eed gesê, ek ken die man nie. 'n Rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. 'n Mens kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. En op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloon, en hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Ons gaan net tot daar lees. Vriende, langs die see van Galilea het Jesus sy eerste disippels geroep. As julle kan onthou hoe hy langs die see afgestap het en jy sien hoe die disippels besig was om vis te vang of die nette reg te maak ook vir die groot vangs wat hulle dalk moontlik gaan kry. Sien ons dat Jesus nader gestap kom en ook vir hulle vra dat hulle hom moet volg. Nou waar word 'n interessante verduideliking daarvoor gegee dat hierdie disippels eintlik van die disippels was wat dit nie gemaak het as disippels van spesifieke rabbies nie. En Rob Jaal het 'n hele lang storie wat hy daaroor skryf, dat wanneer jy dit nie gemaak het as disipel by die ander rabbies nie, jy terug sou keer na jou pa se werk toe, en jy sou dan daar gaan werk het. En dis waarom hierdie disippels wat hier langs die see gestap het, of gewerk het, eintlik teruggegaan het na hulle pa se werk toe, want hulle het eintlik, soos hy sê, die kat nie gemaak nie. Hulle het eintlik dit nie gemaak om by ander rabbies in te skakel, wat hulle sou geleer het, en dat hulle die rabbiese teologie sou aanneem, en dat hulle pad met hierdie rabbies sou gestap het nie. So hierso sit hierdie disippels langs die seewaters. Hulle het dit nie gemaak nie. In die wêreld daar buite was hulle nie goed genoeg by die ander rabbies nie, en hierso kom Jesus verby.
Jesus die rabbi. En hy stap nie net by hulle verby nie, hy gaan stop by hulle en hy nooi hulle saam om saam te gaan. En Jesus wat dan sou vir hulle sê, julle maak dit in my koninkryk. Julle is vir my spesiaal. So vir jou wat vanoggend miskien voel ek maak dit nie, dink aan hierdie stukkie wat ek vanoggend gesê het, dat Jesus kom en ek ook vanoggend aan jou toe en sê, jy is belangrik. En ek wat vanoggend by die doop ook gebeur het met die 2 kindertjies, julle is belangrik. Ek ken julle op julle name. So los Petrus hulle nette en daar begin hulle agter Jesus aanstap. En ons sien nou Petrus is iemand wat baie vinnig praat. Iemand wat ook kan groot praat. Jy kry mos ouens wat baie groot kan praat. Hulle kan mos alles reg kry. So een ou wat sy bynaam is He Knows, want hy weet alles, nee, jy ken mos sulke ouens, hy weet alles, weet. Soos die oom sê, ek het al die antwoorde, maar niemand vra vir my die vrae nie. Groot praat, weet alles, vinnig praat, miskien impulsief. Ons sien dit ook, wat gebeur met hom, toe die storm op die see is, en Jesus op die see aangeloop kom, en hulle in die bootjie sit, en ons sien, dat hy baie dapper, en met sy grootheid in homself, besluit om ook uit hierdie boot te klim. Ons sien wat gebeur, nadat hy rondkyk, nie Jesus in die oog hou nie, sien ons hoe hy sink, en die rowwe seewater hom amper insluk. En dan kom Petrus en hy hou aan daarmee, wanneer hy aangaan met sy lewe en agter Jesus aanstap en saam met Jesus tyd spandeer, dan sal hy goed sê soos, Here, ek sal vir u sterwe, ek sal vir u doodgaan, ek sal enige iets vir u doen. Dan kom hy met belydenisse so, u is die Christus, u is die Seun van God, hy ken al hierdie katekisasie antwoorde, hy ken al hierdie regte antwoorde ken hy. U is die Christus, die Seun van God, wat natuurlik reg is. Impulsief voortvarend. En ons sê vir onsself, regtig Petrus, en toe word hy gekonfronteer. Ons lees dit in hierdie gedeelte, hoe hy gekonfronteer word met die diepste vraag wat iemand vir jou kan vra is, ken jy vir Jesus? Petrus, ken jy regtig vir Jesus? Soort om die 4 keer in die binnehof, sien ons voor Jesus se kruisiging, sien ons hoe ou Petrus 'n ander dientjie sing, ander woorde wat hy nie van tevore gesê het nie. Hy word gekonfronteer, hy word so 'n bietjie in 'n blik gedruk hierso. Hy's nou hier in 'n moeilike situasie, nou kom die regte antwoorde, kom nou uit. Wat hy regtig in sy hart voel. Petrus, ken jy vir Jesus? En dan die woorde wat deur hierdie nag sou sny, ek ken die man nie. Ek ken nie vir Jesus nie. Hy doen dit 3 keer. Hy word 3 keer gekonfronteer soos wat voorspel is. Sien ons na die 3de maal dat die haan kraai en mens nie die geluid van die haan hoor in die nag. En Petrus wat die nag in hardloop en bitterlik huil oor die fout, groot fout wat hy begaan het. Vriende, ek het hierdie week bietjie gedink daaroor en ons het so baie hierdie gedeelte gelees. Is Petrus nie onbedoeld vir die eerste keer eerlik met homself nie? Is Petrus nie eintlik reg as hy sê, hy ken eintlik vir Jesus nie werklik nie? Hy weet nie eintlik wie Jesus is nie, hy het al die regte antwoorde, hy het al hierdie ander goed gehoor, maar het hy regtig hierdie wete dat hy Jesus ken? Sy prentjie van Jesus was anders as wat nou hier met hom gaan gebeur. Ewe skielik kom hy agter, maar hierdie Jesus se voorspellings dat hy aan die kruis gaan sterf en dat hy vir die hele wêreld sou sterf is die waarheid. En vir die eerste keer kyk hy dit in die oë en hy sien, maar dis wat gaan gebeur. Hierdie Jesus is die gekruisigde. En sien 'n kans vir dit wat ek gesê het ek gaan doen, dat ek ook self sal sterwe. En ons sien dan, ou Petrus is nou van hero na zero, nee. Ons sien, hy is van groot prater na hartseer.
na huil in die nagstilte. En wanneer mense dit hoor, dan word jy eintlik self weer gekonfronteer met jou eie ontkenning dalk van Jesus in baie situasies. Dit kan moontlik nie so blaatant wees soos wat Petrus dit gedoen het nie, maar subtiel is daar ook oomblikke in ons lewe waar ons maar net te maklik ontken dat Jesus tog die een is wat die belangrikste in ons lewe is. By een van die Bybelstudies het een van die persone vir my nogal 'n storie vertel wat nogal vir my laat dink het. Hy vertel hy was by een van hierdie feeste wat hy nou nie altyd so bywoon nie, maar hy woon toe by een van hierdie feeste. Hierdie Afrikaanse sangfeeste, en by hierdie feeste is die ouens mos bietjie vroliker as wat hulle normaalweg is. En party van die ouetjies het dalk nou ietsie te veel gedrink, maar in een van hierdie ouetjies se arms is die bandjie. Hy sê so voor hom wat sê, "What would Jesus do?" En die bandjie is op sy arm en hy sien hierso sit die ouetjie met sy vriende hier voor. En hy dink nou eintlik dit is eintlik baie goed dat hy dit nou ook wys, dit is wat hy glo. Maar soos wat die aand nou aangaan, of soos die fees nou aangaan, vang sy oog weer en hy kyk weer so en hy sien die bandjie is afgehaal. Sê die bandjie is nou nie meer om die arm nie. Dalk doelbewus afgehaal omdat hy nie gevoel het dit sou goed wees om hier te sit en die teenwoordigheid van alles wat hier gebeur met Jesus dalk nie by hom nie. En 'n mens voel half as Petrus so in die nag in hardloop, dan dink jy, "Sjoe, nou is alles verby." Gelukkig stop die storie nie daar nie. Maar Judas se storie het nie baie goed geëindig nie. Ons het dit laasweek gesien. Judas het die silwer muntstukke in die tempel ingegooi en hy het nie kans gesien om weer vir Jesus in die oë te kyk nie. En ons sien dat hy sy eie lewe, ons lees dat hy sy eie lewe geneem het. Maar Petrus, hoe hy dit ook mag sê, hy het net aangegaan met sy lewe. Nie baie lekker nie, maar hy het aangegaan met sy lewe. En toe op 'n dag, nadat Jesus opgestaan het uit die dood, is hulle weer by Galilea. Is hulle weer besig om te doen wat hulle goed kan doen om vis te vang. En Petrus en al sy ander vriende is almal daar, en Jesus wat ook aangeloop kom en hulle hom sien, en dan Jesus wat dan, nadat Petrus uit die water uitgekom het, voor Jesus staan, en nou kyk hy vir Jesus vierkantig in die oë. En dan onthou julle daai verhaal wat afspeel, wat Jesus doen. Jesus kom, en hy vra hierdie vraag, weer 3 keer, soos van tevore, vra hy net 'n ander vraag. Ja, Petrus, jy wat my verloon, jy wat vir my weggehardloop het, ek het vir jou gesê, jy gaan terugkom, nie? Nee, Jesus doen nie dit. Jesus staan voor hom. En Jesus vra hom hierdie vraag. Vriende, dis die vraag vanoggend vir jou en vir my. Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? 3 keer. En vir daai oomblik sien ons wat met Petrus gebeur. Dat hy net sê, Here, U weet dat ek U lief het. Here, U weet alles van my af. Vir die eerste keer verstaan ek nou wie U is. Vir die eerste keer begryp ek wat U vir my eintlik wou gesê het. Toe U gesê het, ek gaan sterf, maar ek gaan weer opstaan uit die dood. Vir die eerste keer gebeur daar iets met my hierso waar ek met U praat weer. Ja, Here, ek het U lief. Wat is die grootste gebod wat die Here vir ons gee? Jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy het. Net 'n bietjie van hierdie of 'n bietjie van daai nie, met alles, met al jou krag ook. Waar jy mee partykeer mense seermaak, maar hy wil daai krag hê om goed te doen, om diensbaar te wees, om 'n verskil te maak.
Vriende, Jesus kom en hy herstel. Hy kom maak nuut. Kom maak heel. Dis waarvoor hy gekom het, dis waarvoor hy gesterf het. Sodat mense soos ons wat foute maak en verkeerde draaie loop, verkeerde paaie loop, weer kan terugkeer op die regte pad, op hierdie pad wat Jesus wil hê ons moet loop. En elkeen van ons se pad lyk verskillend. Dis nie dieselfde nie. My paadjie wat ek moes loop is anders as die paadjie wat jy moes loop, maar ek weet dat Jesus het saam met my daai pad geloop. En hy is steeds saam met my, ook vanoggend, ook vandag. Maar Jesus kom en hy kom vergewe vir Petrus. Vir dit wat hy kom doen het. Van grootprater na verlonaar, na die rots van sy belydenis waarop die kerk van Christus gebou is. Dis wat Jesus kom doen. Hy kom maak 'n nobody a somebody. Hy kom maak van ons sy kinders, om saam met hom hierdie pad te loop. Nou wil ek vanoggend vir jou kom staan en vir jou vra, ken jy vir Jesus? Ek moet nie so vinnig antwoord nie. Petrus het baie selfversekerd geantwoord. Die wonderlike is, Jesus ken ons. Hy ken ons deur en deur. Hy weet ons het voete van klei. Hy weet ons denke is nie altyd so suiwer nie. Ons dinge wat ons aanvang is nie altyd so goed nie. Want ons skep baie vinnig 'n beeld van Jesus wat by ons pas. Maar ons sou het laasweek ook daarna te verwys. Dit is asof Jesus, ons soek 'n Jesus wat net vir ons kan dien. Maar eintlik moet ons die een wees wat vir Jesus dien. 'n Ander Jesus wat ons moet raak sien, die koning aan die kruis. Die koning met 'n kroon, 'n doringkroon op sy kop. 'n Koning met wonde aan sy polse, en sy sy en sy voete. 'n Koning wat sou bloei om sy liefde vir ons te wys. Nie die magbehepte heersers wat ons vandag sien, wat net 'n knoppie druk en bomme los en mense uitmekaar het skiet nie. Maar 'n Jesus wat vrede aanblaas, wat liefde verkondig, wat genade het, wat hy uitdeel. En daarom kom roep hy ons vanoggend ook, wanneer ons hierdie Jesus volg om vredemakers te wees, kom nooi ons ook uit om brugbouers te wees tussen gemeenskappe en mense in konfliksituasies, om mense te help om by mekaar uit te kom, want dis wat Jesus kom doen, hy bring mense weer na mekaar toe, na hom toe en na mekaar toe. En daarom gaan ons vanoggend saam nagmaal gebruik as 'n teken daarvan, dat Jesus eintlik die brugbouer is, tussen die ou en die nuwe lewe, die een is wat eintlik vir ons kom wys wat liefde beteken. En daarom kan ons maklik net weer gaan kyk wat ons moet doen, as wat ons net kyk wat het hy reeds vir ons gedoen. Omdat Jesus dit vir ons gedoen het, daarom kan ons lewe verander en nuut leef en anders leef. Daarom gaan ek vanoggend vra dat ons die tafel gereed kry hierso, en dat ons ook vanoggend, wanneer ons die brood en die wyn proe, wanneer ons daai broodjie so kou en hy so in ons tande vassit, en ons dink daaraan dat Jesus vir ons kom sterf het aan die kruis. Sy liggaam gebreek is vir ons. Wanneer ons die wyn drink vanoggend, dan dink ons daaraan dat sy bloed vir ons gevloei het. Die koning, gekruisigde, die opgestane Here. Maar dit maak ons ook honger en dors om hier uit te stap vanoggend, om die onreg van die wêreld aan te spreek, deur lief te hê, deur te vergewe en ook 'n verskil in gemeenskappe te maak. Daarom vra ek, as die tafel gereed kry, dan gaan ek die Pieterse gesin vra, van vir julle Ilse en Stefan en julle 2 dogters, gaan ek vra om weer by ons in die tafel te kom sit. Ook as deel ons van ons huisgeloof vanoggend, dat ons ook sê dat dit vir ons belangrik is, dat families en gesinne ook saam Bybel lees en ook saam sulke geleenthede vier, en dat hulle ook saam leer wat dit beteken om die Here Jesus te dien en hom te volg.
So kom ons kry die tafel gereed en dan sal ek verder verduidelik wat ons gaan doen. Ek het net gehoor daar het 'n glasie daarbo geval. So ons kan jou help daarbo om weer vir jou 'n glasie te bring. Hier is nog baie hier voor. So jy kan maar jou hand opsteek. Ons gaan nou nie vir jou shame nie. As jy graag wil kan jy maar net jou hand opsteek. Ek kan ons gou vir jou weer vat. Met almal ek wil net hoor het almal wyn gekry en druiwesap by die deure. As jy nie gekry het, steek net jou hand op. Ons kan nog gou vir jou kom uitdeel. Daar so is dit. Weet jy nie gou vir die tannie gehou. Daar so sit sy steek net geweer die hand op. Sy Stefan, dankie. Jy gaan nou sommer werk ook hier voor. Is daar nog iemand anders daar heel bo? Lyk vir die hele span het laat val daarso. Nou jy kry net een glasie, as jy hom laat val het, kry jy 'n tweede glasie, né? Jy kan maar gou afkom, maar kom haal julle gou. Stap gou af. Dankie Stefan, dankie. Sommer vir julle van die drywers. Wat? Dis die eerste keer wat die twee dogters van hulle vanoggend gaan nagmaal gebruik en dit is 'n wonderlike geleentheid om dit sommer hier by die tafel te doen, hè. En ja, ek gaan vir jou 'n broodjie gee. Mag nie nou vat van die broodjies nie. Eet jy, daar sê. So dis ek dink is iets wat hulle altyd sal onthou. Sommer hier so op hierdie 8de Maart het hulle vir die eerste keer nagmaal gebruik. En mag dit spesiaal ook vir julle wees wanneer ons nou die instellingswoorde, dis maar net die groot woord om te sê, ons gaan sê wat het gebeur met die brood en met die wyn en dat ons dit eintlik net saam gaan gebruik as gemeente vanoggend.
So ons gaan die broodjie in die hand hou en ons gaan, want soos die broodjie gebreek is, so dink ons aan die liggaam van Jesus wat gebreek is aan die kruis. En dat hy dit vir ons kom doen het, vir 'n wêreld. So wanneer jy dit neem en wanneer jy dit eet en wanneer jy dit proe, dan dink jy aan wat Jesus vir jou kom doen het, toe sy liggaam vir jou gebreek is. So kom ons gebruik dit saam vanoggend. Druiwestap in die brood, druiwestap in die wyn, is 'n teken van Jesus se bloed wat vir ons gevloei het aan die kruis. En wanneer ons dit neem, ons dit proe en drink, dan dink ons daaraan dat Jesus sy liggaam leeg gebloei is vir elkeen van ons vanoggend. Dat hy bereid was om homself vir ons op te offer, sodat ons die lewe kan hê. So neem dit, drink dit, dink aan wat Jesus kom doen het vir jou. Here, dit is vir ons baie moeilik om werklik te besef wat U vir ons kom doen het. Dit is vir ons moeilik om ook selfs in die tekens die diepte van die lyding en die swaar kry te beleef. Ons probeer dit vanoggend onsself indink, ons probeer daaroor nadink. En wanneer die broodjie en die wyn en druiwesap so deel raak van ons liggaam, dan besef ons weer, Here, dat dit alles van U gekos het. Maar Here, mag ons dit nie ligtelik opneem nie. Mag ons nie maar net dink dit is 'n mooi storie, 'n mooi verhaal nie. Maar mag ons besef dat hierdie offer wat U gebring het, die wêreld verander het. Ook ons lewens kom verander het. En mag ons dit saam met ons neem hierdie week, dat dit alles oor U gaan. Dat U die belangrikste in ons lewe moet wees en dat ons oë nie van U af moet weghou nie. Dankie dat die nagmaal ons weer help om U te kan sien, te kan ervaar, te kan proe. Dankie dat dit ons help, Here, om staande te bly in 'n moeilike wêreld. Bid vir elkeen wat vanoggend hier is, Here, dat U saam met hulle sal gaan en dat hulle U teenwoordigheid elke dag sal ervaar, ook waar hulle is, waar hulle werk, by hulle huise, in die skool, wat die omstandighede ook al is. Ons loof en prys U wonderlike naam. Amen. Julle kan sommer gaan sit. Julle sommer weer gaan sit. Die volgende lied, laaste lied. So die laaste lied gaan ons net sing, ek kan nog aangaan, was my skoon, is die lied waarmee ons gaan afsluit, ook vir oggend. Kom ons dink nog 'n bietjie langer oor wat dit vir Jesus beteken het, en daarmee gaan ons julle ook uitstuur, en ons gaan ook, net na die lied, gaan ons ook 'n lied sing, waar ek wil hê dat julle sommer wanneer ons dit sing, jou hand op iemand se skouer sit, en die vrede van Jesus ook tasbaar sommer net so oorgee aan iemand wat langs jou sit. So kom ons sit
net so. En dan as ons klaar is met hierdie lied, dan kan ons staan vir die heel laaste lied. Kom ons sit net vir hierdie een. Dan wil hê dat jy opstaan en ook hierdie volgende seënwense die persoon sal langs jou. Die Here seën en beskerm jou. Die Here hoor jou gebede, vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou vir altyd.